Kom ons word nou stil voor die Here. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God onse Vader en die Here Jesus Christus, in die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam tot die Here se eer, Psalm 100. Psalm 100, en ons sing al 4 verse daarvan. Want goedertieren is die Here en sy goedheid, dit eindig nimmer meer, en sy trou en sy waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. Al 4 verse van Psalm 100. Ons anker in die hemel is ons belydenis, die algemene en ongetwyfelde belydenis van ons Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die eise van die Heilige God, in wie se teenwoordigheid ons hier by mekaar is. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. In die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod: jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod: gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Aan die 5de gebod: eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is: jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is: jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is: jy mag nie steel nie. Die 9de gebod: jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod is: jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die Here se wet, Psalm 139, 'n belydenis dat daar niks bedek is voor U, o Heer, en dat hy uit ewige dieptes op ons neerskou, en dat hy ons hart en ons wandel, dat hy dit sien. Die 1ste en die 12de verse van Psalm 139. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bid dat ons nie vandag of enige ander dag U sal onderskat nie. U genade en die goedertierenheid sal onderskat nie.
dit wat U in U wonderlike liefde vir ons gegee het, en dit wat U steeds onderhou, week na week, dag na dag, uur na uur. Dat U vir ons asem gee om te lewe, dat U vir ons die middele gee om te lewe, gesondheid gee om hierdie aarde te bewandel. Dat U vir ons die vermoë gegee het om ons Here Jesus Christus te ken. Maar dan bid ons ook, Hemelse Vader, dat U ons sal bewaar daarvan, dat ons U verskriklike oordeel sal onderskat. Dit wat op hierdie wêreld rus en op elke sondegevalle mens rus. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons nie U alwetendheid sal onderskat nie. Dat U nie in staat sal wees om te sien wat in ons lewens aangaan nie. Dat U nie in staat sal wees om te sien ons hart en ons wandel, al wat ons doen en ons sit en ons staan, of selfs daardie sondes wat diep weggesink het, daardie sondes wat in die verborge dieptes van ons hart daar skuil gemaak het. U weet en U ken dit alles. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons nie die werking van die Heilige Gees sal onderskat om ons te oortuig van daardie sonde en ons te lei na die Here Jesus Christus en om vas te gryp aan daardie kruis waarvan sy kosbare bloed so afdrup. Genadige God, ons bid dat U ons sal seën in hierdie erediens, dat U ons sal seën met die woord wat ons bring, dat U ons sal seën met die ewige waarheid wat daarin verkondig word, en dat dit nie te vergeef sal wees, waar dit ook hier vandag in onbekwaamheid gebring word deur U diensknegt nie. Ons bid dat U ons nie net hier sal seën nie, maar dat U kerk die wêreld oor sal seën. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, die een deur wie ons sondes vergewe is, ons Here Jesus Christus. Amen. Twee skrifgedeeltes uit die Nuwe Testament. Die een uit die Evangelie volgens Johannes, Johannes 14, maar dan ook gaan ons voort met ons woordbediening uit die boek Openbaring, en ons behandel nou die laaste van die 7 gemeentes aan wie die Here Jesus Christus briewe geskryf het. En hierdie is dan die gemeente van Laodicea. Dit is Openbaring 3. Maar kom ek lees eers vir u uit die Here Jesus Christus se woorde in die Evangelie volgens Johannes, Johannes 14 vers 21, 'n rede wat hy aan sy disippels gelewer het. Johannes 14 vanaf vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. En dan blaai ons na die boek Openbaring toe, en ons kyk na Openbaring 3 vanaf die 14de vers. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê,
Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere dat jy jou kan aantrek, en die skande vir jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dit is die woord van die Here en ons lees tot so ver daaruit. Kom ons antwoord nou daarop deur weer saam te sing, en hierdie keer Psalm 81. Psalm 81 verse 12 en 13. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trouverbond, al wat julle ontbreek, skenk ek as julle smeek mildelik en oorvloedig. Verse 12 en 13 van Psalm 81. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Broers en susters, hier die kennisgewing al dikwels gesien, geen smouse toegelaat nie. Partykeer bring mense dit sommer op hulle voorrekkie aan, of ons sien dit vooraan besigheidsingange aangebring, of by vakansieoorde, geen verkoopsmanne toegelaat nie. Jy mors jou tyd om hier te klop, ons het reeds alles wat ons wil hê. Aan Laodicea se kerkdeur het daar ook so 'n bordjie gehang, dankie maar nee dankie. Ons het niks nodig nie. En so was dit in die gemeente, en so was dit in die stad in die algemeen. In die apostel Johannes se tyd, in die einde daarvan die 1ste eeu, was Laodicea as skatryk handelsstad, bekend vir sy bankwese, vir sy wol, vir sy linnennywerheid, vir sy mediese skool. Dis by 'n mediese skool waar 'n wêreldberoemde oogsalf vervaardig is. En toe 'n aardbewing daar in daardie tyd 'n deel van die stad verwoes het, het die inwoners die regering laat weet, dankie, ons het nie hulp nodig nie, ons sal alles sommer self herstel. Laodicea was 'n selfgenoegsame stad, en die gemeente in Laodicea het ook niks nodig gehad nie. En wanneer dit materieel goed gaan, dan is dit maklik om ook geestelik selfgenoegsaam te raak. En dan redeneer ons ook, ons het eintlik niks nodig nie. Ons is immers een van die oudste gemeentes in die land, ons het eeueoue belydenisskrifte, ons beskik oor die ware gereformeerde leer, prediking is suiwer, ons het geen armes in die gemeente nie, ons word nie vervolg nie, en ons het ook nie kerkskuld nie.
Wat sou enige iemand ons nog kan aanbied? Geliefde gemeente, kyk, daar staan 'n verkoopsman by die gemeente se deur en hy klop. Ons skrifgedeelte identifiseer hom as die getroue en die waaragtige getuie. Hy is in die begin van die skepping van God, hy is ook die Amen, hy spreek die eerste en hy spreek die laaste woord. En hy ken sy kliënte, hy ken hulle deur en deur. Hy ken hulle werke, en hy weet dat die gemeente nie koud is nie, en hy weet dat hulle ook nie warm is nie. Hulle is lou. Nie heeltemal heidens nie, nie heeltemal onverskillig nie, maar daarom ook nie oorywerig nie. Nie heeltemal afwesig by die eredienste nie, maar daarom ook nie elke Sondag in die kerk nie. Nie skaam om die apostoliese geloofsbelijdenis na te sê nie, maar in die week moet 'n mens daarom nie met jou hart op jou mou loop nie, of jou geloof in ander mense se kele afdruk nie. Ons het ook nie nodig, so redeneer hulle, om ons omgang met die Bybel, om dit na die res van die week uit te brei nie. Ons kry genoeg daarvan op 'n Sondag. Die Here Jesus sê, as die Laodisense se hart liefs koud was, selfs so koud soos ys, dan is daar nog hoop dat ys kan smelt. Sulke mense kan tot bekering kom. En aan die ander kant, as hulle warm is, kookwater warm was, kon hulle die wêreld met hulle brandende liefde aan die brand gesteek het. Maar hulle is lou. Eintlik walglik lou. Die gemeente in Laodicea het hierdie beeld goed verstaan, want destyds naby daardie stad was daar 'n warm bronne waarvan die water deur die stad geloop het. En vir die oningewyde het dit 'n heerlike vars water gelyk, maar met die drink daarvan het dit hulle met walging vervul en dit was dan uitgespoeg. Hierdie gemeente was louwarm soos die swaalwater van warmwaterbronne. Die evangelie het hulle nie meer aangevuur nie. Hulle was lankal nie meer kokend in hulle diens aan die Here nie. Nie alles rondom die kerk was maar net louwarm pligpleging. Sondag sing hulle God het ek lief, maar die res van die week is ek nommer 1. Die Here sê vir my, ek sal jou uit my mond spoeg. Letterlik in die Grieks staan daar, ek is op die punt om jou uit my mond te spoeg. Dankie Here, dat U dit nog nie gedoen het nie. Dankie dat U nie behaag het in die dood van 'n sondaar nie, maar dat hy homself sal bekeer. Dankie dat daar nog genade tyd is. En ons sien dit veral in die volgende beeld in ons skrifgedeelte, die Here as verkoopsman wat by die deur van die gemeente staan en klop. En ons kyk weer eens na 'n baie letterlike vertaling van die Grieks, daar staan, ek het gestaan en ek staan nou nog. Weer eens, genade. Die verkoopsman is dringend in sy aandrang dat die gemeente sy produkte sal koop. Dringend, maar nie opdringerig nie. Hy sê, ek raai julle aan om by my te koop. Ek raai julle aan, hy beveel nie, in die diepste genade raai hy hulle aan. Ek raai julle aan om van my te koop. Die woord my word sterk benadruk, want die gemeente moenie by iemand anders koop nie, slegs by Jesus. Ons gereformeerde katekisme stel dit so duidelik, in lewe en in sterwe is hy ons enigste troos. Om dit wat hy ons aanbied te verkry, het hy self die duurste prys moontlik betaal, en dit was sy eie kosbare bloed. Wat moet ons van hom koop? Nie aardse goud nie,
dit wat die lidmate van Laodicea so betower het nie, maar goud wat deur vuur gelouter is, die goud van geloof, hoop en liefde. En wat moet hulle nog koop? Nie die pragtige wol en linne klere van Laodicea waarmee die lidmate so gespog het nie, wanneer hulle Sondag kerk toe kom nie, maar die wit klere van die soenverdienste van Jesus Christus. Wit klere wat die sonde naaktheid voor God kan bedek. En dan was daar nog iets wat hulle moes koop, dat daardie oë van die lidmate wat net geld en goed raak sien, dat daardie oë van die lidmate wat blind is vir hulle eie tekortkominge, dat daardie oë kort die oogsalf van die Heilige Gees, salf wat hulle in staat sal stel om hulle eie ellende en hulle eie armoede raak te sien. Maar nou kom ons by die belangrike vraag wat ons altyd vra voor ons iets koop. Wat kos dit? Wat vra die verkoopsman? Wat vra Jesus Christus vir sy goud en sy klere en sy oogsalf? Dat ons dit so stel, as u en ek lou Christene is, vol hoogmoed, vol van die eie ek, as ons selfgenoegsaam is, soos die lidmate van Laodicea was, dan vra die verkoopsman 'n geweldige prys. Want die Christelike geloof is geen goedkoop geloof nie. Dan vra die Here Jesus al ons geld en al ons goed, waarvan ons so afgod maak. Dan vra hy dat ons eie ek sal prysgee aan ons valse gerustheid. Hy vra 'n bekeerde hart waaruit die duiwel en die wêreld in ons eie boesemsonde uitgeskop is. Maar as jy 'n klein, verleë, nederige mens is, as jy bekommerd is oor die sonde, as jy soos die tollenaar uitroep, o God, wees my arme sondaar genadig, dan gee die verkoopsman alles gratis. Goud, wit klere, oogsalf. Dan sê hy vir my, ek het dit spesiaal vir jou deur my dood aan die kruis verwerf. Kom koop, sonder geld en sonder prys. Geliefdes, Jesus Christus, die verkoopsman, klop aan die deur van die gemeente, en hy doen dit in hierdie gemeente vir meer as 'n eeu en 'n half lank. En wat is ons antwoord aan hom? Sê ons, dankie, maar nee dankie. Dankie, maar ek het niks nodig nie. Of is ons antwoord, ja, ek is arm, en ek is elendig, en ek is beklaanswaardig, en blind en kaal, wees my genadig. As die Here Jesus sê dat hy aan die deur klop, dan wil hy duidelik hê, dat die lidmate hulle moet bekeer. Ons het immers duidelik gelees, daar staan, wees dan ywerig en bekeer jou. En nou is daar mense wat sê, ek alleen is vir my bekering verantwoordelik. Die deur na my hart kan net na een kant oopgemaak word. Hulle sê dat as die mens nie sy hart vir die Here wil oopmaak nie, dan kan die Here Jesus nie inkom nie. Maar dis nie waar nie. Bekering is eerstens 'n saak van God. En dan in die tweede plek 'n saak van die sondaar, want die profeet Jeremia sê immers, en hy bid immers, bekeer my Here, dan sal ek myself bekeer. En hier in ons skrifgedeelte in Openbaring 3 word die verantwoordelikheid van die sondaar benadruk. Wat verwag die Here Jesus van die Laodicense? Hy verwag eerstens dat hulle sy klop sal hoor. Christus klop in die prediking van sy woord, hy klop deur my gewete wat met my praat. Hy klop deur die vermaanings wat ek hoor. Christus klop deur die leed wat ons tref, deur die smart wat deur ons hart sny, deur ons bekommernisse wat ons so plat kan druk. Christus klop aan die deur van hierdie land, deur die oordeele wat ons tref, deur die natuurrampe, deur die wetteloosheid, deur die geweld, deur die toenemende chaos en wanorde.
Maar broeders, hy klop nie net nie, hy sê ook dat dit hy is wat klop. As iemand my stem hoor. En jy weet dat die wêreld vol stemme is. Stemme van duiwels, die stemme van die wêreld self, vriende se stemme, die stem van my eie bose hart. Maar sodat die mens nie kan sê dat hy die Here se stem nie gehoor het nie, klink sy eie stem hard en duidelik tussen al daardie ander stemme op. Dit is ek wat klop, sê hy. En dan kom Jesus met die eis, as iemand my stem hoor. Bekering bestaan dus daarin dat ons in gehoorsaamheid sal luister en dat ons deur die krag van die Heilige Gees die deur van ons hart vir hom sal oopmaak. Elkeen van ons persoonlik, maar ook as gemeente. En dan as die deur van ons hart oop is, dan gebeur die wonder, die verkoopsman word ook 'n gasheer. Die gasheer kom in ons harte in. En by een geleentheid in hierdie evangelie van die einste apostel het Jesus gesê, as iemand my lief het, so het ons gelees, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Watter genade. My hart wat veiler as 'n varkhok is, word die woonplek van die heilige God van die hemel en aarde. Maar daar gebeur nog 'n wonder. Here Jesus sê, ek sal saam met hom maaltyd hou en hy met my. Reeds vanaf die vroegste tyd was die saam aansit by 'n maaltyd 'n teken van 'n besonderse vriendskap, van 'n verbondsverhouding. Met ander woorde, as die Here in ons woon, dan word ons hele lewe 'n fees. Christus word die gasheer van ons hele lewe. Na waters waar rus is, lei hy my heen en niks sal my ontbreek nie, en hy verkoop my siel. Hy inspireer ons so dat ons boerdery en ons skool gaan en ons huiswerk en ons huwelike, dat dit alles een groot fees word. En omdat hy by ons is, kry ons daardie wonderbaarlike krag om ons kruis te dra en onbevrees die dal van doodskade weer in te gaan om ons daaglikse stryd te stry. Meer nog, omdat hy vir ons die oogsalf gegee het, word ons oë vir die gebrokenheid van hierdie lewe oopgemaak, sodat ons oë sal oopgaan vir die smart van ons medemens. Dit gaan oop vir die balk in ons eie oog. Dit gaan oop vir die onreg in hierdie wêreld, en ons sien alles nou in die helder lig van die hemelse koninkryk. En omdat hy ons die goud van die geloof skenk, word dit ons begeerte om ons geloof in dade van barmhartigheid te openbaar. Want die Here Jesus sê mos in Lukas 6, wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. En omdat hy ons die wit klere van geregtigheid gegee het om ons daarmee te beklee, daarom wil ons graag daardie klere skoon hou en ten bloede toe teen die sonde stryd voer. Kyk, ek staan voor die deur en ek klop. As die Laodisense hulle bekeer, dan het hulle 'n troon. Dan sal hulle saam met die Here Jesus op sy troon sit. Maar wie nie luister nie, jy weet daar kom 'n tyd dat die Here Jesus nie meer sal klop nie. Dan sal die wat hulle self nie wou bekeer nie, dan sal hulle aan die hemelpoort klop, en ons lees in Matteus 25, hulle sal pleit, meneer, maak vir ons oop, maar hy sal antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, ons dankie vir die ewige woord wat sny, diep sny in ons harte in, 'n woord wat nie te vergeefs gebring is nie. Ons bid dat dit in elkeen wat dit hoor, dat dit vrugte sal aflewer, vrugte van bekering, vrugte van berou, 'n vrugte van
ons hertoewyding en daardie genade wat ons het in die Here Jesus Christus. En as jy in die wonderlike liefde en genade ook deur die Heilige Gees ons Here Jesus Christus hier as gasheer vir ons sal stel, by die nagmaaltafel volgende week bid ons, dat ons daardie weldade wat hy vir ons verwerf het, dat ons dit in die geloof sal omhels, dat ons dit ons eie sal maak. Ons bid dat ons dan met erns hiernatoe sal optrek. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sluit af deur Psalm 73 te sing, die 11de en die 12de vers. Weet ek in die hemel, Heer, en wie kan ek nevens U begeer? Wat het ek, waar my hart onrustig om op die aarde in kan verlustig? Verse 11 en 12 van Psalm 73. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.